Hallo julle, welkom na my channel van Goddelike Advies en ek hoop sover was julle week besonders geseënd en as dit voel dit was nie, dan bid ek dat die Heilige Gees vir jou vertroosting sal bring en dat hy vir jou sal fluister in jou ore dat niks onmoontlik vir die Vader is en dat hy by jou is in hierdie journey. Nou, die onderwerp wat ons vandag gaan oor praat is oordinkery. Iets wat ons mee almal sukkel. Definitief ek ook, as 'n mens, ons dink ons almal doen. En dis nie net van oordinkery in die verhouding, of oordinkery oor 'n vriendskap nie. Ek praat van oordinkery oor kinders, jou toekoms, die finansiële stres. Gaan ek die kan doen? Kan die Here my die uit hierdie help? The list goes on and on. Nou wat ek vandag vir julle wil laat besef, oordinkery kom van 'n gees van vrees af. Want jy het vrees oor iets wat jy weet jy vir die Here moet gee of wat hy gesê het, is alreeds uitgesorteer. Nou, wat die duiwel doen, in 'n moment van swakheid, kom hy na ons toe en hy plant hierdie sade van leuns. Hy sê vir jou nee, jy gaan nie 'n goeie toekoms hê nie, die lewe wat jy lei, jy gaan niks ontvang daardeur nie. Jou verhouding wat jy in is, die ou cheat op jou, of iets gebeur en jy's net so overwhelmed by dit en jy sê, Here, wat moet ek nou doen? Ek verstaan nie, ek oordink daaroor. En ek kan ook in die kleinste goed gewees ook. Dit gebeur, dis mensie, soos jy vat dit verkeerd op en dan oordink jy daaroor. Nou, die duiwel kom in die swakheid, hy plant dit. Nou as mens het ons 'n keuse. Gaan ons hierdie saad toelaat om gewater te word deur ons aanhoudende geworry oor ons eie menslike verstand om te dink, hoe gaan ek hier uitsorteer? Hoe gaan ek hierdie doen? Wat moet ek doen? Gaan ons toelaat dat die duiwel dit aanhou laat, feed it? Are you gonna allow that? Of gaan jy dit wegspoel met die lewende water wat Jesus is en met sy waarheid, die woord, want die woord is God. Nou, as 'n voorbeeld, wat ek mee sukkel, ek worry oor my toekoms, ek worry, gaan ek 'n beurs ontvang, gaan dit moontlik van my wees om eendag werk te ontvang, want in die oogpunt wat ons sien dit dat die land korrupt is, dit jy sien, daar's nie werk vir mense nie. Maar wat vir my amazing is, wat die Here sê in sy woord. Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met alles wat jy het. Moenie staat maak op jy insigte nie. Die Here waarsku ons half daar, dat as ons vertrou op ons eie insigte, dit gaan nie goed loop nie. Want jy sien dit net tot waar jy dit sien. Daar's nie iets verder, daar's nie 'n groter prentjie wat jy sien nie. Maar en vir God, hy weet wat moet gebeur, hy weet wat moet in plek val vir jou om daar uit te kom. En dis nie altyd maklik nie, dis nie altyd maklik wat jy deurgaan nie. Partykeer moet jy deur woestyne gaan voor jy by die belofte land uitkom, net soos die Israeliete in Moses se tyd. Hulle moes eers deur daai woestyn gaan, daai grinding, voor hulle kon uitkom by die belofte land. En alhoewel dit ook gepostpone was deur hulle self, het hulle nogtans in die ou einde daar uitgekom. Nou, die Here sê in sy woord, 1 Petrus 3 vers 7, gee al julle bekommernisse aan God oor, want hy gee vir julle om. Toe Jesus op aarde was, toe die woord vlees geword het hy deur ook menslike goed gegaan. Hy verstaan menslike emosies. Hy verstaan dit. Hy verstaan die stresse. En ek kan net dink die stres wat hy moes deurgaan om te weet wat se marteling hy gaan deurgaan op die ou einde. Ek kan net dink daai worries. Maar die ding wat hy gedoen het, hy het die wil van die Vader so vertrou, dit het hom sterk gemaak. Dit het hom gevoed om aan te hou.
En om te weet natuurlik dat in die ou einde, dat ons as sy kinders enig in die koninkryk kan inkom. Dit is natuurlik ook 'n rede. Nou, hoe kan ons hierdie oorkom? Oordink kry. Wat doen 'n mens? So ons weet nou dat die duiwel kom en plant saadjies, en dan kan jy kies, gaan ons grow or we gonna wash it away. Maar dis nie altyd so maklik nie. Dit klink maklik tot jy dit moet doen. Byvoorbeeld, as jy nou sit in jou huis en jy weet, jou huur moet nou betaal wees, of jy gaan uitgeskop wees. Wat gaan 'n mens doen? Jy gaan oordink, waar gaan ek gaan? Gaan ek hierdie geld kry betyds? Dit is menslik om dit te doen. Maar, wat amazing is, ons kan na die Here toe gaan, met al die worries, en dit by sy voete neersit, en dit daar los. En partykeer is dit voel onmoontlik, want jy gaan nou in 'n paar ure uitgeskop word. Wat bedoel jy? En dit is verstaanbaar. En daarom sê die Here dat ons na hom toe kan kom. In Matteus 11 vers 28 tot 30. Kom na my toe, julle almal wat moeg en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry, want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Dit is 'n belofte. Dit is 'n belofte van die Vader. As jy na hom toe kom en rus vind, sal hy jou lewe verkoop. Hy sal moed in jou inspreek. Hy sal vir jou vrede gee. Daar staan ook in Filippense 4 vers 6 tot 7. Moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom ook dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Daai is powerful. Dit sê vir jou dat ons na hom toe kan kom. Dit sê vir jou dat hy dit gaan uitsorteer. Even though it is to the human, it's impossible, maar vir God is dit moontlik. Hy sê vir jou, hy sal vrede vir jou gee. Iets wat amazing is, wat ek as 'n Christelike, as sy kind, vind ek dit in tye van moeilikheid. Hy gee mense soveel vrede in tye van waar jy moet gepaniekerig wees of moet stres. Maar hy gee daai vrede vir jou, want hy beloon jou vir die vertroue in hom. Hy sê ook in sy woord, maak die koninklike heerskappy van God jou heel eerste prioriteit, en al hierdie goed sal vir jou bygevoeg word. Dit sê vir jou, om met die Here tyd te spandeer, om 'n verhouding met hom te hê, om sy koninklike heerskappy jou heel eerste prioriteit te maak, sal hy al vir hierdie goeders, hy sal vir dit sorg, hy sal vir jou sorg, hy sal vir jou toekoms sorg. Ek sê nie nou dat jy moet terug lê en net soos alles op die Here se sit nie. Die Bybel sê in Spreuke dat 'n arbeider sy loon werd. Jy moet werk vir wat jy soek. Maar die Here gaan jou help op die pad daartoe, na sukses toe, of wat jy wil hê, as dit sy wil is om dit vir jou te gee. Die Here sê ook in Matteus 6 vers 34, moet julle daarom nie oor môre bekommer nie, môre sal sy eie bekommernisse bring. Vandag se moeilikhede is vir een dag heeltemal genoeg. Dit sê klaar vir 'n mens, dat hy wil nie hê jy moet stres nie, hy wil nie hê jy moet oordink oor eindelike aardse nonsens nie. Want to think about it, dit het nie ewigheidswaarde nie. Om te worry oor finansiële worries, dit gaan jou nie in die ewigheid bring nie. Daarom sê hy vir jou, maak die sy koninklike heerskappy is jou heel eerste prioriteit. Want hy kan sien, jy verstaan dit. Jy verstaan, dis jou heel eerste prioriteit, wat dit moet wees. Dan sal hy in beloning, in genade, sal hy al die goed, want hy gee vir jou om, sal hy al die goed vir jou gee, as dit die wil van die Vader is. En ek glo dit is om sy kind te help uit 'n situasie uit wat onmoontlik vir jou lyk.
En dit sê ook in Psalm 139 vers 16, U het my gesien voor ek gebore is. In U boek is alles opgeteken. Elke dag is bepaal voordat een van hulle daar was. Die Here weet klaar wat môre gaan gebeur. Hy weet klaar wat in 10 jaar gaan gebeur. Hy weet klaar wat hy vir jou beplan. Al wat hy soek is jou vertroue en jou obedience om te luister wanneer hy vir jou sê doen dit. Doen dit in hierdie oomblik. Gaan na daai kant toe. Doen hierdie. En alhoewel ons dit nie verdien nie, die Here beloon ons daarvoor. Uit genade uit beloon hy ons daarvoor. En is amazing om daarin te dink. So, to cut it short, om het vir jou in een klein sentence te sit. Die duiwel is daar om jou joy te steel. Hy gaan leuns in jou kop plaas. Hy gaan vir jou sê, die Here gaan nie jou uit hierdie uit kan help nie. Dis onmoontlik. Kan jy dit nie sien nie? Hy gaan jou so negatief maak. Maar, wat 'n mens gebruik is die woord om terug te veg. Die woord is skerper as 'n 3-dubbele swaard. Hy sny in die diepste menswees in. Dit is selfs met teenoor demone, jy oorwin die leuen met die waarheid. Want die waarheid sal seëvier. So, die duiwel kom, hy wil verwoes en hy wil steel, maar met die woord en die krag van God, kan ons dit oorkom in die waarheid. En dit beteken, oorwinning kom, om neer te buig voor die Vader, dit vir hom te gee, en om te vertrou. Om te oordink, dit gaan jou niks gee nie, om te oordink, dink aan dit gee jou niks, dit steel net, dit beroof net, en dit maak net dood. So voor jy toelaat dat die vyand van jou kom steel, doodmaak en beroof, gaan op jou knie eerder en vra wat die Here sê in sy woord. En jy gaan sien die transformasie wat gebeur. Die transformasie wat jy spreek oor die lewe, want die Bybel sê, dat die dood in die lewe lê in die mag van die tong. Wie accordingly spreek, sal vrug dra daarvan. So as jy die hele tyd dood gaan spreek, die hele tyd negatief, dis wat jy van die lewe gaan ontvang. En jy spreek het oor jouself, jy spreek het oor jou lewe, jy spreek het oor jou familie, jou gesin, jou kinders, dis wat jy doen. Maar as jy lewe met die woord, wat lewe bring, wat lewe gee, as jy met die woord oor jou lewe spreek, die transformasie is unmanageable. Ek is 'n testimonie daarvoor wie ek is nou en wat ek nou ontvang het van die Here en wat ek oorkom het met die Here aan my kant, is soveel meer as wat ek 'n jaar terug was, toe ek nie die Here bedien het en hom as 'n vriend beskou het nie, toe ek nog sy vyand was. So as 'n slot, wil ek sê, dit is maklik om te sê, moenie oordink nie, maar in jou oordinkery, gaan op jou knieë, studeer die Bybel, lees jou Bybel, en sê vir die Here wat jou worries is, want hy sê, hy gee om vir jou, hy wil dit hoor, hy wil weet wat jou hart so bekommerd maak, hy wil weet wat jou so distress, hy wil weet wat jou hartseer maak, hy wil met jou praat, hy soek 'n verhouding met jou, maar daar gaan nie verlossing in die oordinkery gevind word, as jy dit nie doen nie. Jy kan dit nie oorkom met die menslike kapasiteit nie, dit is onmoontlik. Ons as mens is te swak. Ons gaan val, ons gaan weer oordink, ons gaan weer stres en ons gaan weer negatief raak. En dis okay as jy partykeer val. Mens is nie perfek nie en die Here weet dit. Maar hy soek daai imperfeksie. Hy wil hê jy moet na hom toe kom in die imperfeksie, in die gebrokenheid, in die geworriede version, in die hartseer version. Hy soek dit. Want dis waar restaurasie en genesing kan plaasvind. Want dan is jou hart oopgeskeer vir hom en hy verstaan jou emosies. En as jy nie weet wat om te sê nie, vind comfort in die feit dat die Bybel sê die Gees praat vir jou in daai oomblik. Hy praat vir jou, hy verstaan en die Here verstaan net so. So in daai opsig hoop ek hierdie video help jou en dat jy regtig nou dit sal toepas in jou lewe, want as jy dit doen, sal jy sien daar's verandering. Dis nie onmoontlik nie. En daarom sluit ek nou af om te sê,
Ek sien julle miskien volgende week en ek sien uit vir die volgende woord wat sal uitkom. Maar vir nou, subscribe to the channel en as jy saamgestem het en jy dink hier het jou baie gehelp, drop 'n like of 'n comment en ek bid vorentoe sal hier jou seën en ek hoop regtig jy sal doen wat die Here vir jou gesê het en dat hy vir jou verlossing sal bring en comfort en vrede, want hy beloof dit. So, bye bye!